Geliefdes, hartlike welkom by elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie erediens van Geloof en Aksie Gemeente. Soos daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here God rondom ons sy kinders, vandag, môre en tot in alle ewigheid. Amen. Nou geliefdes, God vra vir jou vanmôre wat ingeskakel is, jy wat luister. God vra vir jou, is jy moeg? En hy weet alreeds wat jou en my antwoord gaan wees, want ek dink dit is 'n algemene klagte van almal van ons. Nou kom vra hy vir jou, ken jy 6-7? Nou ek gaan dit in Engels sê, nou nie in Afrikaans nie. Dit klink net soveel makliker op die tong as jy sê 6-7. God sê, ken jy dit? Nou ek weet nie vir jou nie, vir my was dit aanvanklik 'n bietjie vreemd, maar hierdie kan lewensveranderend wees. Inteendeel, dit is lewensveranderend as jy dit vat en dit jou eie maak. Geliefdes, God het gewerk. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. En op dag 6 het hy die mens gemaak, het hy jou en my gemaak. En op dag 7 het hy gesê, rus. So geliefdes, God sê, 6 is jy en 7 is rus. Ons leef in 'n wêreld waar daar gesê word, jy moet eers werk, jy moet genoeg werk en dan eers kan jy rus, dan verdien jy eers om te rus. Nie waar nie. Maar luister wat sê God. God sê rus. En dan sal jy kan funksioneer om regtig te kan werk. Oral op die aarde, ons weet dit kry mense dinge wat met batterye werk. Dinge wat slegs kan funksioneer solank as wat hulle batterye in het. Dis dieselfde met jou en my. Ons is mense. God het ons so gemaak. En vir jou en vir my om te kan funksioneer, het ons batterye nodig. En hierdie batterye, geliefdes, is niks anders as rus nie. Die 7. Want voordat Jesus enige wonderwerk op aarde gedoen het, voordat hy water in wyn verander het, voordat hy die vis en die brood vermeerder het, voordat hy blinde se oë aangeraak het, voordat hy enigiets gedoen het. Want onthou net, God sy Vader was tevrede met hom gewees. Maar voordat hy enigiets gedoen het, was hy gedoop. En toe daar 'n duif op hom kom sit, daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Om vir ons as mense te kom sê, jy hoef nie te werk om God te behaag nie. Jy hoef nie te werk om God te plesier nie, omrede hy tevrede is met jou nog voordat jy enige werk gedoen het. Maar geliefdes, godsdienst en kultuur, die samelewing, het ons geleer dat jy moet rus verdien. Met ander woorde, mediteer op die woord, bid, lees die woord, bly as ware in hierdie verhouding met God. En dan moet jy werk en nogmaals werk sonder ophou, en dan eers kan jy God behaag. Ons almal het die idee van 6 dae werk jy en die 7de dag moet jy rus. Ek meen, dit is hoe ons geleer is, nie waar nie. En dit bly in ons koppe, omdat ek vir 6 dae gewerk het, nou die 7de dag, nou kan ek rus. Luister geliefdes, dit was alleenlik vir God. Hy het 6 dae gewerk, 5 dae gewerk, die 6de dag het hy jou en my gemaak, en die 7de dag het hy gerus. Maar vir jou en vir my, om werklik te kan funksioneer, sê God, jy rus eers en dan werk jy. Want dis hoe jy veronderstel is om te funksioneer. Eers rus en dan werk. So wat sê God? God sê verander jou mindset. En nou wil ek iets hier kom inbring wat God met my so 'n week gelede gedeel het, eintlik in die begin van die week al. God sê vir my, if you don't like the weather,
change your wardrobe. Ek sê, Here, wat kan dit beteken? If you don't like the weather, change your wardrobe. Vir die hele dag het ek aan die Jesus se voete gesit om sê, Here, wat beteken dit? Tot God vir my sê, change your mindset. Change your mindset. Dis wat God vanoggend vir jou en vir my ook om sê, want jy is die 6de dag gemaak en die 7de dag, die dag daarna. Die eerste ding wat God van jou en my verlang is rus. En geliefdes, indien jy nie rus nie, dan kan jy nie goed funksioneer nie. Nou kom vra God vanoggend vir my en vir jou of ons hom genoeg vertrou. Kan ons hom in geloof soveel vertrou, dat wanneer jy 'n sperdatum in jou werk het, daardie dag moet alles klaar wees, en jy begin angstig raak, omdat jy, hoe gaan ek daarby uitkom, ek weet nie of ek daarby uitkom, jy is bekommerd, jy sê, Here, hoe gaan ek by die sperdatum uitkom, hoe gaan ek dit maak, kan ons God soveel vertrou, dat ons sal wegstap daarvan, omdat jy dit weet, alles wat jy vandag gaan doen, is jy gaan rus, jy gee alles in God se hande, en jy vertrou hom volkome, want hy sal dit ten goeie laat uitwerk. Luister wat leer die woord ons in Matteus 11, vanaf vers 26. Matteus 11, 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So wanneer jy bekommerd is, wanneer jy uitgebrand is, wanneer jy oorlaai is, wanneer jy oorwerk is, dan sê Jesus, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Wag 'n bietjie, het jy baie mooi gehoor wat hier staan? God sê, laat my toe om julle te leer hoe om te rus. Met ander woorde, wanneer jy nie kan rus nie, sê God as ware, neem 'n middagslaapie. Los alles in God se hande. Liefdes, jy kan nie 'n seun van God genoem word, solank as wat jy nog in werklikheid 'n slaaf is nie. Want baie van ons is 'n slaaf van ons werk. En die hartseer hiervan is dat kultuur en die godsdienst in die wêreld waarin ek en jy leef, die mensdom, die hele samelewing, waarvan ek en jy deel is, wil hê dat ons so slawe eintlik sal funksioneer. Dis al wanneer ons iets sal bereik. Nou weet ek wat jy vir my gaan sê. Jy gaan sê vir my, pastoor, jy ken nie my baas nie. Jy ken nie my werksituasie nie. Jy ken nie my verantwoordelikhede nie. As die tyd vir rus nie. Die werk moet klaarkom. Ek het 'n sperdatum. Ek het nie 'n keuse nie. Daar's nie tyd vir rus nie. Ek moet dit doen. Geliefdes, ek weet waarvan jy praat. Dis iets waarmee ek vir baie jare al sukkel. En dis daarom wat ek altyd sê dat God leer my eerste, sodat ek julle kan leer. Sodat ek vir jou vanmôre kan kom sê wat God vir my gesê het. God sê, solank as wat ons hiermee gaan sukkel, kan ons nie sê dat ek is 'n seun van God nie. Want 'n seun van God weet hoe om te rus. Hoekom dink jy raak mense uitgeput? Geliefdes, weet jy wat? Hulle raak uitgebrand, want hulle weet nie wat dit beteken om werklik te rus nie. Ons sê almal, Farao is baie lankal terug dood, nie waar nie. Maar God sê, Farao is very much alive. En Farao se bedoeling was nooit om die Israeliete dood te maak, nee. Ons verstaan dit verkeerd. Al wat Farao gehad het, is dat die Israeliete sou aanhou werk sonder om te rus. Wag 'n bietjie, jy glo my nie. Wel, wat staan daar in Eksodus 5 vers 7? Kom ons lees daar. Julle mag nie meer soos vroeër vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie. Laat hulle self gaan strooi bymekaar maak. So geliefdes, is dit nie nog steeds dieselfde Farao wat vandag nog lewendig is binne in elke mens nie?
Kan ek jou geheim vertel vanoggend? As die duiwel jou nie kan stop nie, dan sal hy agter jou inkom en hy sal jou die afgrond stamp. Dis sy taktiek, dis hoe hy werk. Ek moet net eers hierdie klaar maak. En dan kan ek daarin dink om 'n bietjie te gaan rus. Klink dit vir jou bekend? Ek weet. Ek weet jy weet baie goed waarvan ek nou praat, maar indien dit waar is in jou lewe, vra ek vir jou wat God vir my gevra het. Waar is God dan in jou lewe? Watter plek gee jy aan God as dit is hoe jy redeneer? Kom ons blaai na Jakobus 4. Jakobus 4, dan lees ons daar vers 7. Want geliefdes, God wil vir jou en my leer om eers te rus en dan te werk. Want jy het eers rus nodig voordat jy kan werk. Dis net die teenoorgestelde van wat die wêreld ons leer. Dat jy eers moet werk en dan kan jy rus. So wat doen jy eintlik? Jy hou aan om eintlik elke dag van jou lewe soos 'n slaaf op te tree. Jy gaan ook voel op hierdie stadium nie met my saam te stem nie. Dis oukei. Jy hoef nie. Dit bly steeds jou keuse. Maar ek kan net sê wat God sê. En dis presies wat hy vanoggend vir jou en vir my wil sê. My geliefdes, glo my hart. God is besig om my baie vinnig baie meer dinge te leer. Ek kan vanoggend vir jou sê met alle eerlikheid en opregtheid en erkentlikheid in die moeilikste tye in my lewe. Soos nou is God besig om my elke dag hoor te vat en om my te leer. Hoor ek sy stem beter en kan ek beter sy kinders bedien. Want dis wat my skepingsdoel is, dis hoekom ek op aarde is. Om 'n verskil te maak in die lewens van ander tot God se eer alleen. It's all about Jesus. En glo my, as jy eers rus en dan werk, kry jy baie meer gedoen. So Vader geliefdes is verseker nie weg nie. Hy is steeds baie besig in die lewens van elke mens. Hoekom? Want ons wil dit soos God doen. Werk 6 dae en rus die 7de dag. En God is net hy wat dit so kon doen. En geliefdes, God is baie ernstig wanneer hy vandag vanoggend vir jou en my wil kom sê, stop om dinge soos hy te probeer, sodat hy net weer jou God kan wees. Let God just be God. Stop om langer die voorsiener te wil wees, sodat God weer jou voorsiener kan wees, jou versorger, jou instandhouder. En hy kan dit slegs doen wanneer jy en ek rus. So kom ons lees nou Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Maar die eerste wat ek en jy moet doen, is om onsself voor God te verootmoedig en dan die duiwel te staan en dan sal hy van ons af wegvlug. En weer eens stel die Amplified my so kragtig, resist the devil and he will flee from you. Resist the devil, wat presies is die betekenis van resistance, van weerstand. Rus geliefdes is weerstand bied, want dit beteken baie stadig of geen beweging. Dis wat rus is. Luister geliefdes, jy werk hard, maar kan jy asseblief net hierdie een ding reg begin doen? En daarom vra God vanoggend, kan jy alles in jou lewe vir hom gee? Kan jy voor hom kom buig en sê, Here, ek het soveel geloof in u, dat ek kies om u op u woord te vat, en te doen wat u van my vra, omrede ek weet, dat u na alles sal omsien. U het dit beloof. Maar dis nie al nie geliefdes, kan jy dan wegstap van daardie oomblik van al die verpligtinge wat die wêreld, al die demands van die wêreld op jou sit, en net alles in God se hande los, omrede jy weet, dat God reeds môre in sy hande hou, en volle beheer daaroor het. Kan jy dit doen? Ons kan so maklik ons pakkies voor Jesus se voete gaan neersit. Dan draai ons om en ons loop 'n paar draai, ons kom terug, ons stel dit weer op. Moenie. Want vandag kom gee God weer eens 'n belofte vir jou en my. Wanneer jy rus,
sal die duiwel van jou af wegvlug. God sê, wanneer jy rus, sal die duiwel van jou af wegvlug. Jou gedagtes sal kalmeer. Farao in jou sal sterf, en God kan weer die ereplek in jou lewe kry. Liefdes, die probleem met ons as mense is, ons almal wil probeer God speel. Oor onsself en ook oor ander se lewens. En dit verhoed God om sy werk te doen soos wat hy wil. Omdere ons weier om te rus, want dis mos iets wat godsdienst en kultuur ons geleer het. Werk en dan eers kan jy rus, terwyl God sê, rus sodat jy kan werk. Kan ek dit weer herhaal? God sê, rus sodat jy kan werk. Sodat die duiwel in elke situasie in jou en my lewe op die vlug kan slaan. Dink jy nie dis tyd nie? Rus, en dit is eintlik hoe eenvoudig dit is. Daarom, geliefdes, moet nie langer die geheim vergeet van 6-7 nie. Die 6de dag het God jou gemaak, 7de dag beveel hy jou en my om te rus. Dit is ook die eerste ding, geliefdes, wat God die Israeliete geleer het, toe hulle uit Egipte land, uit slawerny hy hulle uitgevat het, dat hulle op die 7de dag moet rus. Onthou, hulle was slawe, wat nooit die geleentheid gehad het om te rus nie. Ek sluit af. Geliefdes, solank as wat jy nog nie jou mindset, jou gedagtes rondom rus gaan verander nie, sal jy vir altyd 'n slaaf bly. En jy sal nooit daarby uitkom om werklike seun van God te kan wees nie. Voel jy vanoggend moeg? Voel jy uitgebrand? Is jy bekommerd? God sê, kom gee dit alles vir my. Selfs Jesus het dit gedoen. Jesus het geweet hoe om dit te doen. Hy is deur die duiwel die woestyn ingelei en hy is daar deur die duiwel versoek. Ons ken daardie storie. En wanneer het dit gebeur? Juist toe Jesus moeg was. As jy mooi daaroor nadink, dan sal jy besef dat die enigste dinge wat die duiwel Jesus wou laat doen het, is aktiwiteite wat nie deel van Jesus se skepingsdoel en sy doel op aarde was nie. As jy dit doen, dan sal jy dit hê. As jy so maak, dan sal jy dit ontvang. Klink dit dalk vir jou bekend in jou eie lewe? As jy so hard werk, jy dalk 'n vakansie vir jouself wen. Of as jy so hard werk en al die take afhandel, dan kan jy môre rus. Die duiwel, geliefdes, kom altyd na jou en my toe met presies dieselfde. En daarom is Farao steeds lewendig om ons te druk daarin om aktiwiteite te doen wat nie deel van ons skepingsdoel is nie. En dit, my liewe vriend, is hoekom jy en ek moeg is. Elke keer toe die duiwel dit met Jesus gedoen het, het hy met die woord uit geantwoord. Elke keer het Jesus gesê, it is written, dit staan geskrywe, want Jesus kon dit doen, want hy die woord geken, en net in rus gebly, omdat hy geweet het, hy moes net die duiwel weerstaan, en dan sal hy hom van hom af wegvlug. En jy? As jy vanoggend kom sê, ek is moeg, dan kom sê God vir jou, vat 'n middagslaapie, en dan sal die duiwel van jou af wegvlug. Begin om God op sy woord te vat. Oefen dit. Want Jesus wil ons leer hoe om regtig te rus. Hoeveel keer, geliefdes, dink bietjie mooi, in die woord, het Jesus net weggestap, weg van die skare af. Want hy het geweet wat dit beteken, om waarlik te rus. Ek sal nooit vergeet nie. Baie keer wanneer ek oor baie dinge by Nico gekla het, hy vir my gesê, my vrou, onthou net, jy kan nie die wêreld red nie, al wil jy. Ons is dit eerste plek aan onsself verskuldig, maar hoe alles aan God, want hy het ons gemaak. 6-7, nooit vergeet, 6-7, jy is op die 6de dag gemaak, die 7de dag moet jy rus. Gun jouself dit. Jesus kon, want hy het geweet wat dit werklik beteken.
Amen. Liefdes, ontvang die seën van die Here ook op hierdie Sondag, nie uit my mond nie, maar uit God se troonkamer vir jou. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here jou God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here wil jou gebede verhoor. Aan jou sy rus gee, sy vrede gee, sy oorvloed skenk, want hy het jou lief, onvoorwaardelik. God seën jou. Amen.